Jeremia hoofstuk 17 vers 1 tot 18 kom met die vraag na u en my toe soos wat ons daar gelees het: is ek 'n boom of is ek 'n bos? Is ek soos daardie bos wat daar in die brakkerige grond staan in die verdorde woestyn, of is ek 'n boom wat langs die water geplant is, wat se wortels uitloop, wat se blad altyd groen bly? 'n Baie bekende teoloog, John Piper, het per geleentheid in 'n onderhoud gesê toe iemand met hom daaroor gesels, dat hy meer met mense gewerk het wat bereid is om hulle Christelike geloof te laat gaan as gevolg van die stadige proses van heiligmaking, eerder as die fisiese swaarkry wat hulle ondervind as gevolg van die seer van die lewe. Met ander woorde, wat hulle eintlik kom sê is, hulle is moeg. Hulle is siek en sat vir hierdie poging wat ons as gelowiges moet aanwend om te groei in die geloof, in ons heiligmakingsproses. En dis vir hulle moeiliker om dit te doen as om die seer van die lewe daar buite elke dag in die oë te staar. En dalk is daar iemand vanoggend hier by ons in die gemeente wat ook by hierdie kruispunt staan, wat dalk gevaar loop om die ewige weg te verlaat. Nie net omdat die wêreldse versoekinge te veel is nie, nie net omdat jy moeg is vir die swaar kry en die sukkel daar buite nie, maar omdat jy moeg is om 2 tree vorentoe en 1 tree terug op hierdie eindelose weg van die geloof te beweeg. Verandering, my liewe broer en suster, kom nie maklik nie. En as jy moeg is vir struikel en val en jammer sê, jy voel jy's nou al verder op jou geestelike lewenspad as wat dit regtig vir jou voel, dan vertrou ek dat die Heilige Gees iets uit sy hart met jou vanoggend wil deel. Ek luister in die week na 'n liedjie Miracles gesing deur Bessel. En verskoon die Engelse aanhaling, maar hulle sing the one met 'n hoofletter who does impossible is reaching out to make me whole. Reaching out to make me whole. Met ander woorde, die een met 'n hoofletter geskryf wat die onmoontlike kan verrig, is besig om uit te reik na jou om jou lewe reg te maak. En dan herhaal hulle, is besig om uit te reik na jou om jou lewe heel te maak. 'n Boom en 'n kaal bos is tog iets waarmee almal van ons maklik kan vereenselwig. Jeremia 17 vers 5 en 6 sê, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar die dor plekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en 'n onbewoonde land. En dan die volgende 2 verse, kom die Here en hy sê in vers 7 en 8, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar 'n hitte kom, maar sy blad bly groen. Die mens word in 4 eenvoudige versies vergelyk met aan die een kant 'n kaal bos, maar aan die ander kant 'n boom wat se blad groen bly. En ek wil hê ons moet by hierdie 2 gedagtes 'n oomblik stil staan vanoggend, en ek gaan bietjie rondspring tussen die kaal bos en die boom. En dan wil ek begin deur te vra, wie van julle het die laaste keer toe jy 'n boom of 'n struik geplant het, jou stoel nader getrek en vir jouself gesê, ek gaan nou sit en kyk hoe groei hierdie boom? Het jy al gedink vir 1 oomblik, hoe lank gaan jy daar sit? As jy die groei van 'n boom fisies wil waarneem, hoe lank gaan jy daar sit? Wie van julle die laaste keer wat jy 'n boom of 'n struik geplant het, verwag dat jy die volgende week gaan terugkeer en 'n volgroeide boom gaan sien? Dalk volgende maand, dalk volgende jaar. Nee. Kokkie het so oulike spreuke wat sy hier by die kerk iewers opgesit het. Ek kan nou nie presies eers onthou waar nie, maar ek weet dis hier by die saal. As jy iets plant
Het jy hoop op die toekoms? Hier kom sê die Bybel nee. Ons gaan sit nie langs die boom en ons probeer bepaal wat sy groei is nie. Nee, as jy plant, het jy langtermynplanne, 5 jaar of 15 jaar afhangende van die verskillende tipe boom wat jy plant. Jeremia 17 vers 7 en 8 sê duidelik vir ons, die mens wat op die Here vertrou is soos 'n boom. En dis nie die enigste plek in die Bybel waar ons dit kry nie. In Johannes 15 is Jesus die wynstok, die Vader, die boer, en ek en jy is die lote wat die vrug moet dra. In Psalm 1 vers 3 is die mens 'n boom wat vrugte dra op sy tyd. Matteus 7, daarvan af vers 17, 'n mens word met 'n boom vergelyk wat goeie en slegte vrugte kan dra, en dat die boom wat nie goeie vrugte dra nie, uitgekap word. Op die onderwerp van vrug lees ons tog in Galasiërs 5, noem die goddelike eienskappe wat nodig het, naamlik die vrug van die Gees. Naas God en die mens is die boom een van die lewende items wat die Bybel die meeste na verwys. Ek is welkom en gerus gaan kyk, die van u wat 'n app op die foon het, 'n toepassing op jou selfoon het, gaan sit bietjie in boom en kyk hoeveel keer word daar verwys na 'n boom. Sonder twyfel wil die Skepper ons laat verstaan dat ons bome in sy tuin is en dat ons geestelike groei sigbaar is deur die vrugte aan die boom, die vrugte wat u en ek dra. Daarom ook my versoek vroeg voordat ons begin preek het, u en ek het 'n verantwoordelikheid. My moeder sit self hier in die gemeente. Sy het 'n verantwoordelikheid om steeds haar kinders op die regte pad te hou, om hulle te vermaan, om te bestraf, om die werk te doen van 'n evangelis, soos wat Timoteus vir ons sê. En so het u en ek weer op ons beurt die verantwoordelikheid om ons kinders te vermaan, te bestraf, te bemoedig, aan te moedig. Hier is die belangrike wat u en ek dalk moet raak sien vanoggend. Bome groei geleidelik. Bome groei stadig. Niemand van ons het mos die spreekwoord in Afrikaans wat sê, Rome is nie in een dag gebou nie. Niemand van ons het 'n onrealistiese verwagting op 'n boom om volgroei te wees en vrugte te dra binne 'n jaar of 2 nie. Een wat nou sommer in my gedagte opkom, 'n wit stinkhout. Hoe lank vat 'n wit stinkhout om 'n volwasse boom te word? Nou wil ek vanoggend vir u vra, watter onrealistiese verwagting plaas jy dalk op jouself? Hoeveel druk plaas jy op jouself onnodiglik in hierdie verwagtinge wat jy skep? Moenie in 'n jaar of in 5 jaar plan hê nie. As jy dink in terme van die geloof, groei vir die res van jou lewe, vir hoe lank God dit ook al vir jou gee. En wat ek bedoel is, ek mag dalk 70 of 80 of soos my moeder een van die dae 90 jaar oud word. Groei in die tyd wat die Here vir jou gegee het. Maar wat is nodig tussen nou en dan om die geloof te behou en om die hoop te behou? Want ons hoor groei kom geleidelik. Daarom gepaardgaande daarmee, wees geduldig. Is dit nie in 1 Korintiërs 13 een van die eienskappe wat God vir ons gee, geduld nie? Maar die belangrike is, hou aan groei. My liewe broer en suster, al beweeg jy in klein skuifelstappies, hou net aan beweeg. 'n Boom wat groei, het verskillende goed nodig. Nutriënte wat die wortelstelsel in die grond moet geplant wees. Hy het sonlig nodig, hy het water nodig. As 'n boom geplant is waar sy wortels nutriënte kan versamel, waar hy sonlig kan kry en waar water in oorvloed is, dan groei hy, maar steeds geleidelik. Dalk bietjie vinniger as die boom wat in 'n droër gebied staan, waar minder voedsame grond is, maar die boom bly steeds groei. Wat sou gebeur met 'n geelperskeboom as ek hom hierdie jaar plant en volgende jaar dra daardie boom die mooiste en die grootste geelperskes?
Hoeveel groei so 'n boom in 'n jaar? Hoe dik is sy takke? Kan die takke die gewig van hierdie groot geelperskes dra? Nee, die takke breek en die boom word vernietig en gaan dood. In Spreuke 13 vers 11 kry ons 'n geldbeginsel, met ander woorde 'n beginsel oor geld wat ons net so kan toepas as 'n groeibeginsel. Rykdom wat sommer so gekom het, wat verminder weer maklik. Wie bietjie vir bietjie bymekaar maak, is daardie persoon wat ryk word. Ook het ons in Afrikaans weer daardie pragtige uitdrukking, daardie idioom, erfgeld is swerfgeld. Liewe broer en suster, dit help om 'n tree vorentoe te kan begin. Maar dan moet jy dit wys spandeer. Dan moet jy steeds groei. Bietjie vir bietjie, seisoen vir seisoen, maak hierdie boom bymekaar om te groei. Hy vorm 'n sterk stam wat dik is, hy vorm sterk takke. As die tyd aanbreek vir die vrugte, kan hierdie boom bly staan. As jy na die deursnit van die boom kyk, sien jy sy jaarringe, wyer jaarringe, tekens van groei, tekens van goeie tye. Die nouer ringe dui weer vir ons op tekens van droogte, moeilike omstandighede, maar in al hierdie tyd het die boom bly groei. Sterk dik stam is die resultaat van baie goeie seisoen. Goeie en moeilike groeiseisoene word dunner. Daarom is dit so dat die mens met die boom vergelyk word. Daarom moet jy vandag hoor, groei kom geleidelik. Moenie dat ek hier vanoggend bluf en dink ek het op skool so hard geleer nie. Baie van hierdie goed het later gekom. Maar ons het mos nou ook die idioom dat dit net 'n vrot appel is wat in jou skoot val. Groei kom geleidelik. Jy gaan seisoene kry, jy gaan moeilike seisoene kry, vra die boere wat met saaiery die mekaar is. Die sleutel is, waar is jou hart? Waar is jou vertroue? Jeremia 17 vers 7 en 8 sê, hitte gaan kom en droogte gaan kom. As iemand is wat op die Here steun, sal jou wortels die voeding diep gaan uithaal. Jou blare sal bly groei. Jy sal jou blad behou soos daardie boom wat geplant is langs waterstrome. Die tipe groei is gewoonlik nie sigbaar totdat jy in die volgende seisoen kom nie. Geleidelike groei is een ding. Geen groei is waar die probleem kom. Dit is baie duidelik dat groei te doen het met vertroue in God en nie in jou eie poging nie. Vers 5 en 6 wat ons gelees het sê, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. So sê die Here. Dis nie Jeremia nie. Jeremia was maar net die instrument in God se hand om dit vir ons neer te skryf. Die Here sê, vervloek is die mens wat op die vlees vertrou en wie sy hart van die Here afwyk. 'n Bos aan die een kant, 'n boom aan die ander kant. As ek jou lewe vanoggend moet vergelyk, wat sal jy kies? 'n Kaal bos of 'n boom? 'n Kaal bos in die wildernis of 'n boom wat by water geplant is? Watter een gaan groei? Die kaal bos sal nie die goeie sien kom nie, sê die Bybel. Die boom se blare bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie eers bekommerd nie. Want groei kom geleidelik. Groei in ons geestelike lewe is nie 'n ligskakelaar wat een ek aan en af sit nie. Dit kom geleidelik. Maar vir die kaal bos persoon tel hierdie dinge nie. Want hier is nie groei nie, hier is dood. Die kaal bos se natuur moet verander sodat hy soos die boom kan groei. Hierdie gedeelte praat nie van iemand wat op 'n geloofspad wandel, maar in die wildernis is nie. Want dan sê hy, vervloek is die man. Ek en jy word nie vervloek as ons in die wildernis is nie. Die probleem is, vertrou op die mens, die hart wat wegdraai van God af. Dis die probleme.
Nou kom die vraag vanoggend, is jy die boom of is jy die bos? Want die boom verloor nie moed nie, want hy bly staan langs die waterstroom. Hou jou hart by die Here, want jy is besig om te groei, omstandighede verander, alles rondom ons verander, maar jy posisioneer jouself vir groei, al mag dit stadig wees. Die kaal bos is jou hart wat weggedraai is van die Here af, waar jou hart is vererger oor jou omstandighede, dit belemmer jou normale denke, dit belemmer jou groei. Het jy al gedink, wat het 'n mens nodig om te groei? Wortels moet geanker wees vir nutriënte, moet sonlig kry, moet water kry. Wat is die geestelike dinge wat ek en jy nodig het om te groei in ons Here Jesus Christus? Die lig van die wêreld. Nie intellektueel weet van Jesus nie, maar Jesus Christus intiem ken. Die lewende water, Jesus Christus. Die brood van die lewe, die woord. Dis belangrik dat u en ek geplant bly in die woord van God, by die lewende water, by die lig van die wêreld. Moet daarom nie die gees bedroef nie, my broer en suster, my liewe jong mens. Moenie die gees bedroef nie, want hy is jou helper. Hy is die een wat jou lei langs waterstrome. Psalm 23, na waterstrome waar rus is, lei hy my heen. Mag dit so wees in elkeen van ons lewens, dat ons vanoggend hier sal uitstap en sal gaan seker maak, is ek 'n kaal bos of is ek 'n boom? Geplant langs lewende water, by die lig van die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige drie-enige God in die hemel Vader, wanneer ons stil word vanoggend, dan staan ons skuldig voor U. Die Almagtige, die Ewige, die Alomteenwoordige. Dankie Here dat ons vanoggend uit Jeremia 17 weer kon hoor, dat ons 'n boom langs 'n waterstroom moet wees, dat ons moet ophou met wat staan in die Bybel en wat nie, en dat ons die Bybel aanvaar as die onverskrokke woord van God. Dat ons nie met letterkundige woordspeling dit moet verdraai nie, maar dat ons moet hou by dit wat U vir ons laat opteken het. Dankie vir U genade wat onuitspreeklik groot en baie is en oor ons uitstort, ongevraagd. Here, voordat ons nog kan dink, hou U ons in die palm van U hand vas. Daarom pleit ons, Here, dat U ook hierdie woelinge en worstelinge wat in die wêreld aan die gang is, sal gebruik om elkeen van ons terug te bring na U woord, na die brood van die lewe, na die water, die lewende water, Jesus Christus, na die lig van die wêreld, wat die duisternis verdryf. Ons is swak en sondig, en daarom pleit ons in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus ons Here, dat U ons sal wakker skyt uit ons winterslaap. Bewaar ons, dra ons, behoed ons, gee dat ons alles wat ons doen, dat dit U goedkeuring sal wegdra. Ons pleit dit in Jesus Christus se naam. Amen.